Kom Skeppergees en waai deur ons gebroke wêreld. Bring asseblief vir ons nuwe lewe in die wêreld. Kom o Skeppergees en waai deur ons gebroke lewens. Bring vir ons nuwe lewe. Here, vanoggend is voor U mense wat geestelik moeg is en rus soek. Daar is mense wat treur en soek na troos. Daar is mense wat sukkel en oorwinning soek. Daar is mense wat sondig is en 'n verlosser nodig het. Daar is mense wat alleen is en gemeenskap soek. Daar is mense wat honger is en wat dors is na geregtigheid. Ja, Here, daar is mense wat wag op U. O Heilige Gees, ons wag op U. Amen. Shalom. Vrede vir julle. Amen. Die lied wat ons nou gaan sing is 'n loflied, lied 203. Loof die Here al wat lewe. Verlede Sondag was dit Pinksterfees. Die dag toe die Heilige Gees in mense gekom het en hulle lewens verander het. Die disippels, maar meer as dit, 3000 ander mense kom tot inkeer, se lewens verander radikaal. Die Heilige Gees is juis daar om lewens te verander.
Ons lees in die eerste paar verse van die Bybel reeds dat die Gees van God alreeds daar teenwoordig is. In Genesis 1 vers 2 lees ons dat die Gees van God gesweef het op die waters. In die laaste hoofstuk van die Bybel, Openbaring 22, lees ons weer van die Gees. Dat die Gees en die bruid is die kinders van die Here, dat hulle twee saam sê, kom tog gou Jesus. So hier so van begin tot einde, is die Heilige Gees in die eerste hoofstukke en die laaste hoofstukke, is hy, en tussenin is hy. Weet jy wat van my op? Dit is veral in die moeilike tye, in die donker tye, in die sware kry tye, in die moedverloorse vlakte tye, wat ons die meeste van die kere lees, dat die Gees van God daar is. Gaan lees maar die boek Job, hoeveel keer is van die Heilige Gees daar lees. Jesaja, Jeremia, Jesegiel. Ja, daar's tye wat mense se asem opraak. Daar's tye wat mense snak na suurstof. Daar's tye wat mense hyg. Daar's tye wat mense versmoor. En dis juis in daardie tye, wanneer God sy Gees in mense se lewens teenwoordig maak, waar hy as het ware oor hulle kom blaas om nuwe krag, nuwe hoop, nuwe lewe te gee. COVID-19 is op verskillende maniere, het hy mense in 'n wurggreep, druk hy die lewensasem uit ons uit. Daar's vrees, daar's benoudheid, daar's 'n swartgalligheid, daar's 'n negativiteit. Ja, ons is kort asem. Ons soek asem. Ons is as het ware in intensiewe sorg en moet geïntubeer word, sodat ons longe suurstof kan kry, sodat ons weer hoop kan kry en weer kan lewe. Nou dit bring my by vandag se gedeelte uit die woord uit. En dit kom uit Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 19. Maria Magdalena, wat uit asem daar aankom, as het ware eintlik haar asem teruggekry het, want sy het Jesus so pas gesien, en sy kom met hom praat, en sy kom by die disippels aan, sy soek hulle op, want sy wil getuig van die nuwe lewe wat sy ervaar, en wat kry sy daar in Johannes 20? Die prentjie wat sy kry is nie baie positief nie, en ek wil dit vir u lees in Johannes hoofstuk 20 vers 19, daardie Sondag aand kry sy was hulle by mekaar. Die deure is gesluit, omdat hulle bang was vir die Jode. Wie kry sy, hoe kry sy hulle daar? Die disippels kry sy en hulle is wind uit. Toegesluit, lockdown. Dit lyk amper soos 'n graftoneel. En hierdie ouens is bang, want hulle is regtig, en hulle vrees is ook nie ongegrond nie, hulle is pynlik bewus daarvan, dat die Joodse leiers wat 3 dae terug vir Jesus hulle leier doodgemaak het, dat die Joodse leiers ook hulle gaan vervolg en doodmaak. So hulle is regtig lockdown, wind uit, platgeslaan, bang, moeg. En dan lees ons die volgende gedeelte van vers 19 staan daar. Alhoewel dit so was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan. Dis wat gebeur met die rigters. Dis wat gebeur met sekere konings, met Job, met Jeremia, Jesegiel, Jesaja. Ja, God het nie oop deure nodig om teenwoordig te wees nie. Ten spyte van die deure wat toe is, ten spyte van alles wat toegesluit is, dit lyk of daar geen uitkoms is nie, staan Jesus tussen hulle. En wat sê hy? Vrede vir julle. In die geval hulle twyfel dat dit moontlik hy kan wees, wys hy sy merke aan sy hande en sy voete aan hulle, dat hulle kan seker wees dis hy, en skielik sien ons, kom daar 'n stukkie lewe in hulle oë, kom daar 'n stukkie glimlag op hulle gesigte, want hulle besef maar dit is regtig Jesus. En wat sê hy vir hulle? Shalom. Vrede vir julle. Ons lees dit daar in vers 19 se laaste gedeelte. Vrede. Vrede beteken die goedheid van God. Mag die goedheid van God by julle wees. Mag julle die goedheid van God ontvang. In hierdie ruimte van vrees en donkerte bring Jesus se teenwoordigheid lig. Dit is tog opvallend.
8 dae later is die disippels weer daar. Weer agter slot en grendel. Weer vol vrees en in bangheid, moegheid, weer uit asem, weer plat getrek. En dan kom staan Jesus weer tussen hulle. En hy sê vrede vir julle. Oor en oor kom blaas God sy lewendgewende gees oor daardie klompie disippels uit. Bring hy lig, bring hy krag, shalom, die goedheid van God. En dan wanneer hierdie klompie disippels 'n bietjie lewe kry en die weer lekker asemhaal, dan is daar onmiddellike opdrag. Jesus sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, vers 21, stuur ek julle ook. Jesus wag nie dat hulle eers weer heeltemal tot besinning kom nie, dis asof hy onmiddellik, onthou, julle het saam met my begin, ek wil hê julle moet klaarmaak. Ek het julle nodig, broer en suster, to be wanted, nee, om die moeite werd te wees. Jesus sê vir hulle, weet julle, ek het julle nodig om my werk klaar te maak. Daarom kry ons die volgende verse, net vir ingeval hulle wonder, hoe sal hulle dit kan doen, blaas hy oor hulle. Ontvang die Heilige Gees. En daardie lewens kry nuwe lewe. Daar vind 'n transformasie in daai vertrek plaas, wat ons sterk herinner aan die gebeure in Genesis 2, toe God die eerste mense gemaak het en sy asem in hulle geblaas het. Dit herinner ons ook aan Esegiel 37, waar daar dooie bene lê. Mense sê, dis klaar met ons het niks meer oor nie, ons is droog, alles is uit ons uit. Dan sê die Here vir Esegiel, profeteer, praat met die Gees, laat wanneer die Gees in hulle kom, dan lees ons, gaan staan hulle regop, en dis 'n groot menigte. En dan volg vers 23. Nadat hy sy Gees, nuwe lewe in hulle gegee het, sê hy, as julle mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Mense het lewe nodig. Mense het redding nodig. Mense het verlossing nodig. En julle, in wie my Gees is, julle moet dit gaan verkondig. As julle dit nie doen nie, dan bly dit dood. Julle moet gaan getuig. Waar staan ons in 2020? Jesus staan tussen ons. Hy blaas in hierdie tyd van verwarring, in hierdie tyd van bang wees, in hierdie donker tyd van COVID-19, in hierdie onseker tye, blaas hy weer sy Gees. Verander hy ons van binne af. Vat hy ons kort asems weg. En voordat ons nog 'n verskoning kom uitdink of kan teepraat, maak hy dit duidelik. Ja, julle wat die Heilige Gees ontvang het, julle het 'n taak om te vervul. Julle is toegerus daarvoor. Julle hoef niets te gaan doen nie. Volg my voorbeeld. Ons het 'n rol om te speel uit en Nag-Oos, kinders van die Here wat hierna luister. Ons moet in 'n wêreld die vergifnis van sonde, die vrymaak van gevangenes gaan verkondig. Aanhoudend, tydig en ontydig. Ons het die Gees, die asem van God ontvang om dit te doen. Ons hoef dit nie in eie krag te doen nie. Nee, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Amen. Ek wil hê ons moet weer luister na die lied wat ek verlede week vir julle gespeel het. Van waai in ons rigting. Iets oor die asem
van God en die Gees van God wat nuwe lewe bring. Dit is dan ook ons gebed wanneer ons na hierdie lied luister, dat die Here ons sal vul met krag en liefde en selfbeheersing. Ure tel stadig, asems word getel, somber gesigte, hartseer gedigte, is die nuwe kultuur. Van wanhoop tot waagmoed, loop ek in my baan, oor klowe van afstand, grense voorhand vat, vra ek weer oor die hoop. Vra ek maar weer oor die hoop. Hoop is die saailand waarin God ons toekoms saai, 'n oase in 'n dorre woestyn. Hoop is die kreet van 'n nederige hart, hoop dat die guns ons rigting waai. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, ons trotse weerstand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, o Heer, kom vat weer ons hand. Die wêreld se tempo vertraag my lewensstroom, die room van die hede is dankbaar gebede, daar is iewers nog 'n bietjie lig. Diep in benoudheid, my kyk in die verte, weet ek ten spyte van doodgaan se geite, sal die son weer oor ons skyn, sal die son weer oor ons skyn. Hoop is die saailand waarin God ons toekoms saai, 'n oase in 'n dorre woestyn. Hoop is die kreet van 'n nederige hart, hoop dat die guns ons rigting waai. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, ons trotse weerstand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, o Heer, kom vat weer ons hand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, ons trotse weerstand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, o Heer, kom vat weer ons hand. O Heer, kom vat weer ons hand. Gees van God, gee nuwe lewe in Suid-Afrika. Blaas in al die mense se lewens in wat innerlik al gesterf het, wat dood gegaan het. Gee nuwe lewe. Ja, waai deur ons, o Gees van God. Ons bid vir hoop. Ons bid vir volharding. Here, en dan bid ons vir reën in die Oos-Kaap. Hierdie krisis kom so sterk aan in hierdie tyd, waar ons oor ander dinge so bekommerd is, oor die virus wat so baie mense aantas, veral hier in die metropool, Here, waar so baie mense geïnfekteer word, en nou sit ons met damme wat leeg is, 8% water in die Kouga. Here, dis 'n groot krisis wat ons in die gesig staar.
saam met die virus. Here, dit raak te veel vir 'n mens om te dra. So ek bid dat U ons genadig sal wees. Red ons, Here, staan tussen ons, neem U ons hande. En dan bid ek, Here, vir Yvonne Barkhuizen en Basie en die familie. U weet dat Yvonne baie swaar kry. Wees haar genadig. Ons dink aan hom Bani de Pre, wat gistermiddag laat sy vrou verloor het, 82 jaar oud. Here, ons is dankbaar dat U haar kom haal het, maar ons bid ook vir hulle, elkeen, die kinders, dat U hulle sal versterk, sal dra in hierdie tyd. Gee daardie innerlike vrede. Ons bid vir Tannie Suzette Potgieter, Here, wat opgeneem is in die hospitaal met 'n bloedklont in die long, dat U genade vir haar genoeg sal wees. Here, laat U lig weer helder skyn. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.